Goeiedag. Een van die bome waarvan ons 'n paar keer in die Bybel lees, is die amandelboom. Dis 'n boom met langwerpige blare met 'n getandte rand. In Israel is hierdie bome teen die einde Januarie, begin Februarie, oortrek met bloeisels. Hulle is die boodskappers dat die lente kom. Hierdie vroeë bloeisels gee aanleiding tot die Hebreëse naam shaket, wat iets van die idee van vroeg weergee. In Numeri 17 vers 8 lees ons: Toe Moses die volgende môre by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kierie van Aaron, wat daar was vir die stam Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels en dit het selfs ryp amandels gedra. Die priesterskap in Israel was 'n groot twistpunt onder die Israeliete. Korag en sy bende het nie Moses se leierskap of Aaron se priesterskap gerespekteer nie. Iets drasties moes gedoen word om die verset van die Israeliete te beëindig. In Numeri 17 het die Here vir Moses gesê om 'n kierie vir elkeen van die 12 stamme te kry en 'n naam op elke kierie te skryf en dit oornag in die tent van ontmoeting te plaas. Die volgende oggend was net die amandelhoutkierie van Aaron 'n lewende tak met botsels, bloeisels en selfs ryp amandels. Daar was nou geen twyfel dat Aaron die regte man vir die taak was nie. Alles in hierdie wonderwerk is teenstrydig met die natuur. Om 'n stuk droë hout wat reeds lankal van die boom afgesny is en wat vir 'n nag in 'n droë plek opgesluit was, die volgende oggend vol lewe te sien, het geen twyfel by die Israeliete gelaat dat God self ingegryp het nie. Wanneer Jeremia onwillig is om die opdrag van die Here uit te voer, laat die Here hom 'n amandeltakkie sien en sê vir hom: Die amandelboom is gevoelig en weet altyd eerste dat die lente naby is, dan maak hy bloeisels. Net so sal ek ook fyn aanvoel en sorg dat wat ek gesê het moet gebeur op die regte tyd sal gebeur. In Jeremia 1 vers 12 volgens die boodskapvertaling. Die amandelboom roep ons op om weer te leef. Soms voel ons soos een van die kieries van die Israeliete, heeltemal uitgedroog en sonder lewe. Dis nie onmoontlik vir ons God om ons kierie weer met botsels en bloeisels te oortrek nie, en selfs oornag vrugte te laat dra nie, solank ons net gewillig is om te dien. Die vraag is ons gewillig? Kom ons bid saam. Dankie Here dat U my, net soos Aaron geroep het, om vir U te getuig en dat U 'n besondere plan vir my lewe het. Here, ek is gereed om U vandag te dien. Amen.